Goeiemôre aan die almal en baie welkom by hierdie oordenking van Parelberg gemeente vanoggend. Jesus het op 'n keer vir sy disippels gesê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. En hierdie vrede is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Die vrede van Jesus, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, dit is ook vir elkeen van ons bedoel. Amen. Kom ons luister nou na daardie baie bekende lied, Genade onbeskryflik groot. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons buig voor U, ons aanbid U. U is die lewende God, en dankie dat ons aan U mag behoort. Baie dankie ook dat U met ons praat in en deur U woord. Help ons asseblief om dit wat ons vanoggend gaan lees, ook reg te verstaan.
Help ons asseblief om ook daarvolgens te gaan lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Matteus hoofstuk 11. Matteus 11 vers 25 tot 30. Daardie tyd het Jesus gesê: Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Die ou Grieke van baie lank gelede het graag allerlei verhale vertel oor hulle gode en van wat hulle gode alles gedoen het en aangevang het. Ons lees vandag nog daarvan in die Griekse mitologie. En een van die verhale uit die Griekse mitologie vertel van 'n reus met die naam Atlas. En Atlas is daarvoor bekend dat hy met die hele uitspansel, die hele lugruim, soos dit in daardie tyd verstaan is, op sy skouers staan. As straf vir 'n oorlog wat hy help voer het hy die opdrag gekry om die lugruim oorent te hou. En so staan hy dan nou met hierdie verskriklike las op sy skouers. Dit is nou volgens die Griekse mitologie. Maar ek dink in hierdie figuur van Atlas kan ons seker ook maklik onsself herken. Is dit nie ook maar so dat ons baie daar ook amper met die hele wêreld wat op ons skouers druk staan nie? En nou is daar in hierdie tyd boonop nog die ekstra las van COVID-19 wat op ons druk. Maar belangrik, ook as dit by ons godsdienst kom, kan ons dalk so 'n Atlas figuur slaan. Dan dra ons ook swaar aan ons godsdienst, asof dit 'n swaar las op ons skouers is. In Jesus se tyd was dit juis wat die Fariseërs gedoen het. Hulle het vir hulle self baie godsdienstige reëls opgestel, baie moets en moenies. Hulle het dit eintlik vir hulle self ontsettend moeilik gemaak. Daarom lees 'n mens ook dat hulle in hulle geskrifte gepraat het van die juk van die wet. Van die juk van die wet. Vir hulle was die wet van die Here soos 'n juk wat swaar op 'n os se skof druk. Vandag moet 'n mens seker na 'n museum toe gaan om te kan sien hoe so 'n juk lyk. Maar in die tyd toe die mense nog met osse geploeg het en hulle waans deur osse getrek is, het elke os mos 'n juk op sy skof gehad. So houtgedoente wat dan aan die ploeg of aan die wa se disselboom vasgeheg was. En dan moes die os swaar trek aan die ploeg of die wa, terwyl die juk swaar op sy skof druk. Maar net so was die Fariseërs se godsdienst vir hulle soos 'n swaar juk op 'n os se skof. As jy die Here wou dien, moes jy volgens hulle 'n klomp verpligtinge op jouself neem. Dit is wat die Fariseërs geglo het, maar dit was ook die soort godsdienst wat hulle aan ander mense wou opdring. Daarom sê Jesus in Matteus 23 vers 4, die Fariseërs bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers. So kan 'n mens se godsdienst vir jou 'n swaar las wees. Veral as jy probeer om jouself deur jou eie inspanning te red. As jy dink alles hang van jouself af, jy moet alles laat gebeur. En godsdienst is ook 'n swaar las as dit vir jou net uit 'n klomp wette en reëls bestaan. Dan gaan dit vir jou oor hierdie en hierdie dinge mag ek doen en daardie dinge weer nie. En so kan godsdienst vir jou 'n swaar las wees wat jou tot die dood toe moeg maak. Juk wat jou in die grond in afdruk. Maar sou die Here dit werklik so bedoel het? Sou hy werklik wou hê dat ons godsdienst vir ons 'n swaar las moet wees? Sou hy wou hê dat ons lewe saam met hom elke dag een lang, groot, moeilike stryd moet wees? Om hierdie vraag te beantwoord, sou 'n mens kon vra, maar wat sê Jesus oor die ware godsdienst? Hoe lyk die godsdienst wat hy verkondig het? En dan dink ek moet ons maar weer lees wat Jesus in die laaste 3 verse van Matteus 11 sê. Hy sê daar, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is,
en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Jesus rig 'n uitnodiging. Kom na my toe, sê hy. En hy nooi juist almal wat voel die las is vir hulle te swaar. Hy nooi veral die mense van sy tyd wat die las moes dra wat die fariseërs op hulle geplaas het. En ons kan sê hy nooi hierdie mense om heeltemal 'n ander soort godsdienst by hom te kom ervaar. Jesus praat ook van 'n juk en 'n las, maar hy sê sy juk is sag en sy las is lig. Dit waarvan hy praat verskil met ander woorde radikaal van die godsdienst wat die fariseërs beoefen het. Jesus se godsdienst is iets wat rus gee. Nie iets wat jou uitput en oorlaai en waaronder jy uiteindelik moet swig nie. Nee, dis iets wat vir jou rus gee en wat vir jou tot rus bring. En nou is daar 'n baie spesifieke rede waarom Jesus mense kon nooi om by hom rus te vind. En wat is die rede? Die rede is dat Jesus 'n tyd later aan die kruis op Golgotha sou sterf. En daar het hy ons hele las op hom geneem. Daar het hy die volle gewig van ons sonde op hom laat neerkom. En dit beteken, daar het eintlik niks vir ons oorgebly om te dra nie. Jesus het dit alles op hom geneem. Die fariseërs wou hê mense moet 'n swaar las dra, die juk van die wet. Maar by Jesus is dit totaal anders. Hy wil maar net 'n sagte juk en 'n ligte las op ons plaas. En hy kan dit doen, want hy het die volle gewig van ons sonde aan die kruis op homself geneem. Hoe beleef u en ek ons godsdienst? Is dit vir ons 'n swaar en 'n moeilike juk en 'n las wat hard op ons trek? Is dit iets wat vir ons min of meer onhanteerbaar is? Dan mag dit wees dat ons die blye boodskap van die Bybel dalk iewers misverstaan. Dalk dink ons, miskien onbewustelik, maar dalk dink ons, ek moet myself red deur my eie inspanning. Ek moet as ware presteer om gered te kan word. Gelukkig sê die Bybel op so baie plekke vir ons, dat Jesus vir ons net uit genade red. Dat hy uit genade ons las op hom kom neem het. Ongelukkig, dink ek, sukkel ons maar om te verstaan wat genade regtig beteken. Ons wil meestal die dinge wat ons in hierdie lewe ontvang, self verdien. Ons wil 'n prestasie of 'n teenprestasie lewer. Maar Jesus red ons uit genade. Met ander woorde, sonder dat ons dit by hom kan verdien. Daarom moet ons by die punt kom, dat ons maar net sê, dankie Here vir u genade. Ek laat vaar nou alle pogings om myself te red, en alle pogings om iets by u te verdien. Ek omhels nou maar net u genade. Ek neem nou die sagte juk en die ligte las van Jesus op my. En ek kom nou by hom tot rus. Maar dalk sal iemand nou wil vra, maar hoekom praat Jesus dan nog steeds van 'n juk en 'n las? Hy red ons dan uit genade en hy maak ons dan vry van 'n wettiese soort godsdienst. Hoekom praat hy nog steeds van 'n juk en 'n las? Hoe ek dit sien is dat ons as gelowiges nou almal saam in een span trek. Dit is amper asof ons soos een reuse span osse is, wat saam Jesus se wa van die koninkryk vorentoe help trek. Ons staan ons nie los van mekaar as medegelowiges nie. En ons staan ook nie los van Jesus en sy saak nie. Nee, ons is nou, jy is almal deel van Jesus se groot aksie in hierdie wêreld, van hoe hy sy liefde en sy verlossing oral in die wêreld versprei. So ek is ook ingespan in Jesus se span, en ek trek ook saam in Jesus se span. Maar dit is 'n ander soort span as die fariseërs sin, want in Jesus se span is die juk sag en die las lig. Maar kom ons vra ook nog, hoekom sê Jesus, sy juk is sag en sy las is lig? Ek dink dit help ons om te onthou hoe Jesus die wet van God opgesom het. Hy het mos die wet opgesom deur te sê, ons moet God bo alles lief hê en ons medemens soos onsself. Met ander woorde, liefde is die groot geheim. Liefde maak van Jesus se juk 'n sagte juk en van sy las 'n ligte las. Want in Jesus se soort godsdienst doen ek wat ek doen uit liefde. Uit liefde vir hom en uit liefde vir my medemens. En daarom wil ek dit ook doen. Dit is nie vir my 'n swaar las nie.
Nee, dit is vir my 'n ligte las, want dit gaan eintlik maar net oor 'n lewe van liefde wat die Here van ons verwag. As gelowiges trek ons almal saam in Jesus se span. Daarom is daar nog steeds iets soos 'n juk en 'n las. Wel 'n ligte juk en 'n sagte las, maar tog nog 'n juk en 'n las. Wat is ons juk? Wat is ons las as gelowiges, as ons dit nou so 'n bietjie prakties wil probeer verstaan? Ek dink dit is veral die swaar kry van ander mense. Waar ons anders sien swaar kry, sal dit altyd soos 'n juk en 'n las op ons druk. Sal dit ons altyd pla. En sal ons hopelik altyd ook iets daaraan wil probeer doen. Aan die lot van arme mense, en siekes, en eensames, en bedroefdes. En in hierdie tyd is dit vir ons so 'n groot skok om amper daagliks herinner te word aan die verskriklike lot van so baie vroue en kinders in ons land, en aan hoe ontsaglik wreed en sleg baie mans teenoor vrouens en kinders optree. Hierdie krisis kan ons nie anders as om soos 'n juk en 'n las op ons te druk nie. Net soos al die ander swaar kry van mense waarvan ons bewus is. Waar ons ook al kan, daar moet ons 'n verskil maak met Jesus se liefde. En al kan ons in hierdie week wat voorlê dalk net 'n verskil maak aan een persoon se swaar kry, dan glo ek is dit waarvoor Jesus vir ons roep. Ware godsdiens, kan ons sê, is om met die regte juk en die regte las op ons skouers te leef, met Jesus se. Kom ons trek dan almal saam in sy span, en kom ons ervaar hoe sy sagte juk en sy ligte las ook vir ons help om werklik tot rus te kom by hom. Amen. Kom ons bid weer saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U nie wil hê dat godsdiens vir ons 'n swaar las moet wees wat vir ons in die grond indruk en boor nie. Dankie Jesus dat U maar net 'n ligte las en 'n sagte juk op ons wil plaas. Maar help ons dan dat ons werklik sal lief hê, want ons glo dit is die las wat U op ons plaas, die las van die liefde. Ons bid ook graag vanoggend vir almal wat swaar kry, almal wat 'n las dra. En gee dat elkeen van ons wat iets kan help doen aan iemand se las, dat ons dit wel sal doen. Ons bid spesiaal ook vanoggend vir almal wat siek is, ook almal wat geraak word deur die COVID-19 krisis. Maar Here, nou wil ons maar net vra, wees ons genadig en help vir ons om op die pad agter U aan te bly. In Jesus se naam. Amen. Dit is gewoonlik op hierdie punt in ons eredienste dat ons dankoffers vir die Here gee. In die tyd van die inperking kan ons dit natuurlik nou nie doen nie. Maar kom ons bly wys vir die Here hoe dankbaar ons is vir al sy goedheid, al sy genade, al sy liefde. En kom ons bly gee ons offers vir hom, soos wat hy vir ons lei om dit te doen. Kom ons luister nou nog na 'n laaste lied. Hier is U kerk. Hier is U kerk, U stel ons aan, ons is gekies. U gee ons die guns, laat U gee. Door ons altyd nog, maak U hier ons bekend met so
Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Nog naderby, U is om Christus wil, Vader vir my. U liefde bly my by,